SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streekradio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streekradio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streekradio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosieinhoud. SFM Streekradio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streekradio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie. Om jou reg te ken, gee jou die vertroue om ingeligte besluite te neem. Welkom by Wat is my regte? SFM Streekradio se maandelikse regsinset waar regskenners ingewikkelde regskwessies eenvoudig verduidelik en jou help om die wet beter te verstaan. Hier volg vandag se gesprek. Ek gesels vanoggend met Melisante de W. Petersen van PH Prokureurs, PH Attorneys hier in Mosselbaai. Goeiemôre, Melisante. Lekker om jou hier te hê. Goeiemôre, Danny. Weet jy, dis lieflik. Ons het nou so lekker gesels, dat nou moet ons die werk eintlik doen. Ja, jy weet, my probleem is, ek gesels so lekker met jou, ek kuier amper verby ons praatjie vanoggend. En dan vergeet ons om te begin. En dan vergeet ons om te werk. Ja, maar dankie dat jy my hier het en dankie vir jou luisteraars ook. Weet, dis regtig heerlik om jou hier te hê. Jy bring sonskyn hier in my ateljee in vanmôre. En ons het 'n interessante ding, 'n ding wat nogal belangstellingsveld vir my is advertensies. Nou, die opskrif hier is When Ads Take Flight and Cross the Line. Interessante ding, maar ek gaan vir jou dit oorgooi dat jy vir ons die hele agtergrond en die verhaal deel. Ag, Danny, nou kom ek vertel gou vir jou iets. My man en my familie en almal weet, ek hou van 'n Checker 6060, hoor. Ja? Ek is 'n besige vrou en as ek nie 'n Checker 60 bestelling insit nie, dan was die koskaste leeg. So nietemin, hulle is altyd op my radar. En eendag is ek op TikTok en ek sien toe hierdie advertensie en dis deel van hulle se campaign, die Summit Delivered campaign. En wat hulle daar uitbeeld, Danny, is nie net het die Checker bike gekom nie, maar hulle het toe ook 'n helikopter in die lug gekry, wat die pakkie kom aflaai in die middel van die oseaan. Hoor jy wat ek vir jou sê, Danny? Hey, ek hoor wat jy sê. Helikopter en al. Hier raak het dodgy. En ek raak opgewonde, hoor, en ek sê, jessie, ek kan my pakkies tot in op die see kry. Hulle sê, we deliver everywhere. En hulle beeld toe hierdie helikopter met die Checker 60, jy weet, advertising op en branding op, en ons raak almal baie opgewonde. En toe kom 'n spanner in die wheels. Want op die sterde van Maart het die Advertising Regulatory Body toe besluit, nee, hierdie advertensie is eintlik misleidend. En hierdie besluit het weer eens kom beklemtoon dat jy weet die breë regsraamwerk wat advertensies in Suid-Afrika reguleer, insluitende jou verbruikersbeskermingsregte, sowel as jou selfregulering nog steeds die bedryf se aandag moet kry. Sosiale media advertensies kan baie goed wees. Dit is 'n nice, goeie hulpmiddel en dit is iets wat jou boodskap en jou advertensie ver kan kry. Maar tog bly dit nog steeds onderhewig aan ons regsbeginsels in Suid-Afrika. Onder andere moet hierdie advertensies tog nog steeds, Danny, eerlik, duidelik en in ooreenstemming met toepaslike wetgewing wees. So ek wat as Millie opgewonde raak om die TikTok te sien, dit moet nog steeds die waarheid wees. En ons kan nie dit vergeet nie. So met hierdie wet wat ons ook kyk, ons weet daar is al klaar die verbruikersbeskermingswet, wat ook sê jy mag nie vals of misleidende of bedreiglike voorstellings vir die verskaffers verbied nie. Moet ons ook kyk na wat gebeur as die advertensie op my telefoon of op my TV kom. Wat is daai implikasie? Alright. En ja, daar's baie meer tot dit, maar ek het gekyk, Checker sê hulle gaan vir my op 'n helikopter iets bring en Millie word opgewonde. Toe nou nie. En toe is dit nou nie hoe dit is nie. Nee, Danny. Ons gaan gou so vinnige breek vat. Net hierna het ek vir jou die eerste groot vraag. Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek. Ek gesels met Melisante de W. Petersen van PH Attorneys, PH Prokureurs hier in Mosselbaai. Nou Melisante, ons het nou voor die breek, jy nou vir ons 'n bietjie die agtergrond gegee van die Checker 6060 advertensie met die helikopter. Nou,
wat is die regulatoriese raamwerk wat nou van toepassing is by hierdie advertensie en daai beslissing wat gemaak is? Ja, goeie vraag Danny. So, ons kyk maar altyd na die verbruikersbeskermingswet. Dis maar waar ek begin, jou Consumer Protection Rights. Daar's waar ek gaan klop. Maar boonbehalwe dit, kyk jy maar na die feit dat, jy weet, advertensies het 'n kragtige rol. En dit vorm tog hoe ons verbruikersgedrag, jy weet, uitspeel en wat hulle dink en waarna toe hulle gaan. Ja. So met hierdie invloed moet jy ook maar kyk na verantwoordelikhede. Jy kan nie soveel invloed hê en nie dink aan wat moet ons doen om die waarheidsgetrou en om seker te maak daar's geen misleiding nie. So ons het ook in Suid-Afrika die Advertising Regulatory Board. Nou hulle is 'n onafhanklike liggaam en hulle was gestig om te verseker dat advertensies in die openbare belang funksioneer. So dis nou verby die Consumer Protection Act. Ons kyk nou na 'n hele ander liggaam en hy probeer ons ook beskerm. Ons weet net nie van hom nie. Okay. So hoewel hierdie Regulatory Board verseker en kyk in die jurisdiksie het oor sy lede, word sy beslissings tog maar ook wyd gerespekteer in Suid-Afrika en dit oefen wel nog vandag 'n belangrike invloed op hierdie advertensiebedryf. So dis belangrik, jy moet weet wat doen hulle. Nou, hulle het ook 'n kode en in terme van die kode, ons praat nou hierso van die kode van die advertensiepraktyk. Kyk hulle ook na alles wat hulle vir hulle se lede verskaf en dit is bindend op hulle lede, maar ook op jou elektroniese uitsaaiers in Suid-Afrika. Nou hierdie kode, dit bepaal dat geen advertensie geskep of versprei mag word indien dit met die bepalings van hierdie kode bots nie. En wat interessant vir my is, Danny, is dat jou adverteerders, advertensieagentskappe, sowel as jou media-eienaars, tog verplig word om seker te maak dat hulle advertensies hierdie kode nakom. So dis maar almal wat moet kyk na dit. En as ons nog bietjie dieper gaan krap in die wetgewing, dis mos nou wat ek lees as ek my pap eet in die oggend. Ja. Dan sê klousule 1 of altans in hierdie kode dat jy weet die primêre doel tog is om seker te maak dat kommersiële advertensies moet gereguleer word en dit is tog van toepassing op alle advertensies wat betrekking het op die verskaffing van goedere, dienste of fasiliteite. So ek wil amper vir jou sê, as jy advertensies kyk, dink aan die kode, dink aan die regulatory body. Alright. Nou wat behels misleidende advertensies? Baie goeie vraag. So, in Engels sê ons is 'n misleading advertisement en dit sê baie, maar jy moet ook kyk wat sê die wet en die kode oor dit. So wanneer hierdie regulatory body voldoening kyk aan hierdie kode en hulle beoordeel dit, kyk hulle na die algehele indruk wat hierdie advertensies skep en interessant, hulle kyk na die gemiddelde verbruiker. So nie jou slimkoppe nie mense wat weet wat in die wetgewing aangaan nie. Hulle kyk na 'n millie op die straat wat uitsien vir hierdie helikopter wat gaan kom land. Dit is jou gemiddelde verbruiker. En wanneer hulle dit beoordeel, kyk hulle holisties na die advertensie. Hulle kyk na die visuele elemente. Hulle kyk na die bewoording. Hulle kyk na die klank, die platform en die medium waarop die advertensie ook verskyn. Wat ek interessant vind is, jy weet, hierdie regulatory body kyk nie slegs na die letterlike korrektheid van die advertensie nie. Dit kyk ook na die implikasie of die weglating van enige misleidende inligting. So om stil te bly in 'n advertensie is ook nie veilig nie. Want as dit jou gemiddelde verbruiker gaan verwar, dan sit jy met 'n probleem. Dan jy moeilikheid. Verstaan. En die kode erken dat misleidende advertensies nie beperk word net tot jou uitdruklike valsverklaringe nie. So dis daai goedjies wat die hidden costs en die hidden, jy weet, payments en die hidden goedjies wat ook inkom. Yes. 'n Advertensie kan ook misleidend gesien word as dit enigstens vaag of dubbelsinnige of oordrewe taal gebruik wat dit onrealistiese verwagtinge skep in hierdie persoon se kop. So as jy luister na daai, jy weet, we deliver everywhere. Dis bietjie exaggerated. Ja, ek hoor jou, ja. En as terms and conditions apply. So kan dit eintlik gebeur. En as die advertensie dan staat maak op fynskrif wat die hoofboodskap heeltemal weerspreek, kan dit ook 'n probleem wees. Dis misleidend. Nou, die slim mense praat oor wetenskaplike of tegniese aansprake. As jy dit bevat in die advertensie en jy het glad nie voldoende staving nie, kan dit ook misleidend wees. So dis belangrik. En dan laastens, as hulle kyk na die feit dat 'n verbruiker se gebrek aan kennis of begrip uitgebuit gaan word,
dan kan daai regulatory body kom tik oor jou vingers. Dan kan jy die pak slaaf Dan verwag. kan daai pak slaag kom. So dis van hierdie goedjies wat jy dink aan as jy kyk na misleidende advertensies. Alright. Nou ons gaan gou weer 'n bietjie musiek luister en dan gaan jy ons meer vertel van die rol van die ARB. Right. Jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM. Right, Melisande, ek het nou gesê gaan jou vra oor die rol van die ARB. Jy het nou so 'n bietjie genoem daarvan, maar ja, wat is die rol van die ARB? Ag in kort, weet jy Danny, die ARB, hulle speel 'n sentrale rol in die handhawing van advertensiestandaarde in Suid-Afrika. Want daar's baie ander rolle wat hulle vervul, maar hulle kan ook help met die beoordeling van advertensies om vas te stel of dit wel voldoen aan die kode se vereistes. So dis min of meer wat hulle doen. Alright, dis in kort. In kort, ja. Nou, is daar enige sanksies en afdwinging van toepassing as hulle nou beslissing maak? So interessant, jy weet, hulle is nie 'n hof nie. So hulle is glad nie afdwingbaar op enige derde party nie. Maar daar is ander maniere wat hulle se invloed gebruik. So daar is glad nie enige geldboetes nie. So jy praat nie van penalties nie, maar in plaas daarvan steun hulle tog op hierdie gesamentlike verbintenis van hulle se lede wat onderneem om nie advertensies wat die kode oortree te publiseer of te versprei nie. So in die praktyk, Danny, maak hierdie ARB beslissings uiters invloed, want hulle kyk na jou groot handelsmerke en jou media platforms wat lede is van hierdie ARB. En dis waar die invloed lê. En hulle hou daar ons aanspreeklik. Verstaan. So jy gaan nie 'n boete betaal nie, maar die mense met die invloed om jou advertensie daar uit te kry, hulle gaan begin luister en sê nee, die ding is nie in lyn met die kode nie. Alright. Dis wat hulle doen. So, ware advertensie dan as misleidend bevind word, kan die ARB besluit om dit onmiddellik te onttrek van die advertensieversoek, of hulle kan ook 'n opdrag gee dat die advertensie onmiddellik gewysig moet word, wat gebeur het in hierdie geval. Wat wel belangrik is, jy weet, jy wil nie in die limelight wees vir hierdie tipe besluite vanaf die ARB nie, want jy gaan sit met reputasiegevolge. Ja. So nou gaan ek en ek verander die advertensie, maar nou weet ons almal as die verskaffers en die mense wat kyk, iets het hier gebeur en julle het vir ons bietjie gejok en jy wil nie dit hê nie. Ja, maar nou gaan mense nou volgende keer 2 keer dink voor hulle gaan glo wat jy vir hulle sê. En dis nie 'n goeie ding vir jou bemarking nie. So dis waar daai goedjies inkom. Want in 'n tydperk van bemarking en digitale platforms en AI kan die belang van eerlike en verantwoordelike advertensies tog nie oorskat word nie. So hier is glad nie oor Checker 16 nie. Mense, ek ondersteun hulle die meeste. Ek is een van die beste supporters. Maar hierdie beslissing sal wys vir ons weer eens dat hoewel kreatiwiteit en innovasie in advertensies aangemoedig word, dit tog nooit ten koste van eerlikheid en deursigtigheid mag geskied nie. En dis wat ek vir die luisteraars wil verduidelik vandag. Ja, dis die crux van die saak, is daai balans tussen kreatiwiteit en eerlikheid. Ja. Okay. Sjoe, dis omtrent 'n mond vol. Nou Melisande, die volgende vraag gaan wees, hoe kan mense met julle kontak maak? As hulle enige vrae het, nie net oor advertensie en die goed nie, maar oor enige regsverwante dinge. Ja, so eerstens, as hulle wil direk gaan na die regulatory board, daar is 'n webwerf, hulle kan gaan kyk en is nogals user-friendly. Ja. Maar indien daar enige ander vrae is of ietsie, dan is ek op 061 837 6094 beskikbaar. En as hulle gaan insit PH Attorneys op Google, vat dit vir hulle na ons webtuiste toe, hulle search vir Melisande en daar gaan hulle my gesiggie en al my kontakbesonderhede sien. En indien dit nie werk nie, vir die in die Mosselbaai en die George omgewing, kom stap in by ons kantoor en maak 'n afspraak. Daar's 'n lieflike dame by ontvang, Sonja, en sy sal vir my natuurlik in kontak met jou sit. So, dan kan jy my in persoon kom sien. En julle is geleë in Seeustraat, as ek dit nie mis het nie. Ja, sien ons gebou. So hy is daar naby Langeberg, jy weet in Voorbaai. Dis hy. Waar al die padwerke nou gebeur en dis waar ons in Mosselbaai tak sit. Ons het wel ook 'n kantoor in Bloemfontein sowel as Sandton. Okay. Maar ek is hier by die local branch tussen die visse en die see, dis waar jy vir my gaan kry. By die beste plek. By die beste plek. Fantasties. Nou, Melisande, dit was so 'n plesier om jou te hê in die ateljee vanoggend. Dankie vir jou die Engelse uitdrukking wealth of knowledge wat jy met ons kom deel het. Dankie Danny en dankie vir jou tyd ook. Ek sien uit om weer te kom sit in jou ateljee. Dis 'n lekker plek.
kan nie wag om jou weer te sien nie. Fantasties. Wanneer jy jou regte verstaan, word besluite makliker. Wat is my regte? Word aan jou gebied deur PH Attorneys Southern Cape. Vir enige regsnavrae of professionele regsadvies, skakel 044 492 2365. Sluit volgende maand weer by ons aan vir nog 'n insiggewende uitgawe van Wat is my regte? Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio-advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044 272 5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.